Goeiedag julle van my kant af. My naam is Dewald Roos, vorm deel van die Mosselbaai span, natuurlik deel van die tuinroete span. En dit is vir ons baie lekker om deel te wees van hierdie reeks, besig te wees op 'n journey waar ons saam dink oor droom groot, begin klein. En ek glo vir julle almal is die preekreeks, die groeplewe, sover is dit sinvol. En dis vir ons regtig belangrik om by 'n plek uit te kom wat ons verstaan, dat ons almal deel het in hierdie roeping. En ons het laasweek bietjie gekuier rondom daai gedagte van die roeping, maar spesifiek binne in die roeping wat ons almal in deel het en wat ons almal deel, het ons almal 'n unieke rol ook, 'n rol wat ons speel wat dalk anders sou lyk as die persoon langs in ons, die persoon wat in ons koppe en ons gedagtes nou kom. Dit is 'n ander tipe rol wat hulle vervul. En ons het ook bietjie gesels laasweek oor spesifieke leuns wat dalk ons kan weerhou om by 'n plek te kom wat ons regtig hierdie rol uitleef. En daar's dalk van julle wat hierdie boodskap hoor, het sê dit juist wat net die audio luister of die video kyk, is jy dalk by 'n plek wat jy voel, yes, okay, ek verstaan die roeping, ek verstaan die rol, ek verstaan ook nog net nie my rol nie. Ek verstaan nog nie my uniekheid wat ek tot die tafel bring om seker te maak die liggaam bly by 'n plek waar dit opgebou word sodat die liggaam eintlik vorentoe kan beweeg nie. Sodat ek saam met ander gelowiges, saam met ander mense wat op hierdie reis is van disippelskap, sodat ek saam met hulle kan droom en sodat ons saam klein kan begin, sodat ons by 'n plek kan kom wat ons regtig sien hoe die heerlikheid van die Here, die opinie van die Here, die hele aarde vul. En ons doen dit natuurlik in samewerking, in vennootskap met die Heilige Gees wat saam met ons werk. Ons het ook laasweek toe gesels ons bietjie oor die toets. Ons het julle aangemoedig om regtig die Here te vertrou, bietjie daaraan te gaan dink, dalk die mense in jou groep te vra wat jou goed ken, te vra wat is my unieke gawes? Watse persoonlikheidstipe, watse tipe dinge bring ek tot die tafel wat seker kan maak die liggaam bly opgebou. En dit help natuurlik om hierdie gesprek te voer met mense wat jou ken. Ek het dalk 'n spesifieke gedagte oor myself, oor waarin ek dalk goed is, wat die Here vir my gegee het, wat ek kan gebruik om natuurlik die liggaam van Christus om dit op te bou, om dit te ondersteun, maar die persoon langs my sien ook ietsie raak wat ek dalk nog nooit in my lewe raak gesien het nie. En daarom is dit julle aangemoedig om daai toets in te vul, as jy dit nog nie het nie, of as jy dit ook, as jy klaar reeds bewus is van jou gawes, jou talent, as ek dit so kan stel ook, dan is dit ook alright, dis maar net 'n tool wat ons gebruik om seker te maak dat almal bybly in die gesprek, om seker te maak dat almal ook weet, jy het 'n unieke rol tot hierdie roeping, wat ons almal saam vervul. En ons wil bietjie vandag gesels rondom Romeine 12, wat ek 'n paar gedagtes op die tafel wil neersit, Romeine 12 vers 1 tot 3 spesifiek, en ek lees vir ons, hy sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Vers 3 sê hy, deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Die maat van geloof wat God aan elkeen gegee het. In die eerste paar versreëls begin hy met die hele gedagte, verse wat ons ook al mee bekend is in daai sin, maar hy begin hierdie gedagte, Paulus spesifiek, waar hy begin om te sê, waar ek my lewe as 'n offer stel vir God, 'n aanneemlike offer, 'n offer wat vir hom aanvaarbaar is, en dit is my sinvolle godsdiens. In die Engels sal dit sê, dit is basies my basics, om my offer, my liggaam bekend te stel, om my liggaam tentoon te stel, tot sy beskikking, tot sy gebruik, sodat hy dit kan gebruik soos hy dit goed dink. En dit natuurlik is my hele wese, dat ek onderdanig is aan sy leierskap, onderdanig is aan sy koningskap, en dit is my basics as 'n Christen, as 'n disipel, en dis wat ons saam doen natuurlik. En dat my gedagtes nooit by 'n plek sal kom waar dit gelykvormig is aan die wêreldse manier van dink nie, maar dat dit getransformeerd sal wees deur sy Gees, wat my help natuurlik, dat dit 'n omkeerpunt sal wees, dat my gedagtes by 'n plek sal kom waar dit dink soos wat hy dink natuurlik. Vers 3, ek wil dit graag vir ons weer lees, want dit is 'n gedeelte wat ek op graag wil fokus vandag. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer aan jouself hoef te dink
as wat jy behoort nie, maar dat jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees. In die eerste gedeelte sê hy basies dat ek nie meer aan myself hoef te dink as wat ek behoort nie, in die sin van dat ek nie by 'n plek kom wat ek arrogant raak nie, maar ook aan die ander kant kan 'n mens ook sê dat ek ook nie minder van myself moet dink in die mate van hoe God my eintlik geroep het. Nie meer nie, nie minder nie, maar gelykstaande aan God se opinie oor my. Hy sê volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Die maat van geloof wat God aan elkeen gegee het. En daai maat van geloof, dat ek dink volgens daai maat van geloof wat God vir my gegee het. Nou, as ons dink die reis wat ons tans in is, die hele gesprek oor ons wat 'n rol het, en God natuurlik het vir my hierdie rol wat ek het hy dit vir my gegee om juist te speel in die liggaam. En Paulus daar gaan verder in die gesprek van dat ons deel is van die liggaam. Maar as ek dink aan my rol, baie keer voel dit vir ons intimiderend, baie keer voel dit ek weet nie noodwendig of hierdie kite goed gaan vlieg as ek hierdie rol speel wat ek dink God my verroep nie. Maar dit is baie belangrik en dis wat Paulus hierso op die tafel sit en hy sê ouens, jy moet besef jy het 'n maat van geloof ontvang volgens jou rol. Jy het 'n maat van geloof ontvang wat jou rol kan ondersteun en onderhou. God glo in jou, letterlik. God glo in jou om letterlik die rol wat hy vir jou bestem het, om dit te vervul. Hy het dit goed gedink om jou in daai rol te sit, sodat die hele roeping, sodat die hele liggaam geondersteun kan word. En baie keer is ons geloof nie by daai plek nie, maar dat ons besef, ouens, as God te my glo, wie is ek om nie myself te glo nie? En hy begin juist die vers daar, beteken dit nou ek raak arrogant, glad nie. Ek dink nie aan myself meer as wat ek behoort nie, glad nie. Maar ek moet by 'n plek omdat ek my gedagtes daarop instel. Ek moet verstandig wees, volgens die maat van geloof. Nou hierdie maat van geloof, dat ons besef dat ons 'n spesifieke kapasiteit van geloof ontvang het. Hoe ek kan glo, hoe ek kan myself amper indink by 'n spasie waar ek kan vervul wat ek moet vervul. En ek dink dis 'n gedagte wat ek dink ons behoort te laat skrik vandag, om te besef die God wat alles geskep het, die God wat self gekom het, sy koninkryk kom vestig het, die koninkryk van hemel op aarde kom vestig het, die koning wat het goed gedink het om sy Heilige Gees oor ons uit te stort, sodat hy nou deur sy liggaam kan beweeg. Hy het dit goed gedink om jou in 'n spasie te sit, want hy glo in jou. En ek dink dis 'n gedagte waar ons 'n bietjie kan pause vandag. Dink net geraan, die rol wat jy tans vervul, die God wat alles geskep het, die koning van hierdie wêreld, hy glo in jou om daai rol te vervul. Dink bietjie saam. Ek dink vir my regtig is dit eintlik 'n goeie gedagte om myself aan te herinner, dat mense my ook herinner aan die feit dat ek hierdie geloof ontvang het van God, wat hy in my glo, maar ook vir my om die kapasiteit te hê om waarlik te glo dat dit wat ek gaan doen 'n groot effek gaan hê. En dis kom ons juist hierdie reeks ook doen, die droom groot, begin klein. Want baie keer dink ons hierdie klein beginne voel vir ons baie keer nutteloos. Dit voel vir ons baie keer, dit moet regtig groot begin voordat dit 'n groot impak kan maak. Maar dit is nie die realiteit nie. As ons kyk na die verhale van die Bybel, as ons kyk na die karakters van die Bybel, dan sien ons juist in hulle storie daar was klein goed wat gelei het tot 'n groot verskil, wat dit natuurlik gemaak het. Anders, as ek dit nou baie blaatant kan sê, anders sou die storie baie korter ook gewees het, maar daar was 'n reis wat geloop was. Was 'n reis wat geloop was deur elke karakter, sekere besluite wat hulle gemaak het, sekere omstandighede, en hierdie klein gebeurtenisse het gelei na groot verskille in die omgewing en binne die gemeenskap. En ons voel ook regtig by 'n plek om dat ons saam oor dit sal dink ook. Dat ons saam sal dink, hoe kan ons 'n klein begin in my eie lewe? Hoe kan ons saam as groep klein begin? Maar dat ons nog steeds by 'n plek omdat ons aanhou groot droom, dat ons aanhou die geloof sal hê vir dit wat voor lê. En onthou, ons praat van dit wat voor lê, praat ons van alles wat nuut word, en die feit dat ons aandeel het in alles wat nuut word, en Jesus Christus het juis moontlik gemaak, die Heilige Gees het dit juis moontlik gemaak, dat dit vandag al reeds begin het, en dit begin by ons, hierdie nuwe skepping, en dat ons nou hierdie nuwe skepping se lewe, hierdie 1 Korintiërs 13 lewe, dat ons dit nou al kan uitleef. Dit is natuurlik die liefde wat tot in ewigheid gaan strek, wat daar gaan wees wanneer Jesus terugkom en daarna.
En dit is vir ons dan van noodbelang dat ons nou al vir mense wys hoe lyk hierdie nuwe skepping. En as ons met daai tipe gedagtes saam wandel, as ons daai tipe geloof het, dat ons nou al daai impak gaan hê, dat ons nou al vir die mense wys, hoe lyk hierdie toekomstige wêreld, nou al dit amper in hierdie wêreld inbring, as ek dit so kan sê. As ons nou al daar dink en saam ingestel is, kan jy net jouself indink, hoe lyk hierdie omgewing? Kan jy jouself indink op die ingesteldheid wat ons het, volgens die mate van geloof wat ons ontvang het van God af. En dit is natuurlik 'n saamproses, maar ek dink dit is belangrik vir ons om te besef, God het iets raak gesien in jou, om juis hierdie te bewerkstellig, saam met die medegelowiges, wat in jou groep is, saam met jou die reis stap natuurlik. Die volgende geskrif, gedeelte wat ek bietjie oor wil gesels, kom uit 2 Korintiërs 5 uit, en ek lees vir ons. Hy sê, want ons leef deur geloof, nie deur die aanskouing nie. Baie kort vers, baie sterk stelling. Ons leef nie volgens wat ons sien nie. En dit is baie keer baie moeilik, want ek dink dis baie keer die dinge wat ons baie keer terughou van om hierdie geloof wat ons ontvang het, uit te leef. Want ons kyk dalk na ons omstandighede, ons kyk dalk na ons eie persoonlike lewe, en ek dink, hoe gaan ek hierdie maak werk? Hoe gaan hierdie wat ek dan nou in my hande het, hierdie talent, hierdie gawes, hoe gaan dit eintlik 'n impak maak? En dan leef ek eintlik alleenlik volgens dit wat ek sien. En dan, gewoonlik as ek leef volgens dit wat ek sien, dan beoordeel ek iets volgens my eie persepsie, en ek nie volgens die gedagtegang van God nie. Maar as ek leef volgens die geloof, as ek leef volgens die geloof wat God vir ons gegee het, wat hy vir ons toebedeel het, dan kyk ek nie na die fisiese nie. Ek kyk nie na die omstandighede nie, ek kyk nie na die dinge wat ek raak kan sien nie. Want dan dink ek ook volgens die mate van hoe die wêreld dink. Dan dink ek volgens daai wêreldbeskouing. En dan is dit glad nie 'n oorwinnings 'n mentaliteit nie, is glad nie dit nie. En ek dink dit is baie belangrik vir ons. Ek het 'n rukkie terug het ek al 'n voorbeeld ook gebruik van hoe mense postuur baie keer verander as jy jou posisie verstaan. En ek dink dit is baie belangrik ook vir ons vandag. Ek gebruik die storie van toe ek gebou het, en ons het spesifieke projekte, baie keer was ons voor gewees, baie keer was ons agter gewees, en dit is maar die realiteit van die saak. En as jy op 'n site kom of 'n projek kom, en jy is tans by 'n plek wat jy agter is, en jy is op site, en jy is al besig met die ouens in gesprek, besig om te werk, en die volgende oomblik sien jy die wit bakkies wat parkeer, jy sien, is net een Toyota na die volgende Toyota, dan weet jy, okay, nou is die kliënt is hierso, die vennote is hierso, die ingenieure, die argitekte, hulle almal is nou hierso, en nou gaan ons praat. En as jy daai bakkies sien, daar's iets wat binne jou gebeur wat meer as spanning is, wil ek amper sê. Jy begin vinniger rondloop op daai site. Ek vertel gewoonlik die storie, die ou kan verf, maar ek sal 'n hamer in sy hand druk, net dat hulle lyk hulle is besig. Die ouens wat stadig loop, ek sê vir hulle, loop net vinniger, dat jy lyk jy is gespanne oor die feit dat ons agter is. En dan hopelik is daar 'n bietjie genade in die gesprekke wat ons natuurlik moet voer. En die manier hoe ons beweeg, as ons besef ons is agter, is iets van baie intensief, almal is gespanne, almal praat dalk bietjie harder as wat hulle veronderstel is om te praat. Maar dan is daar ook daar, wat natuurlik baie lekkerder daar is, wat jy voor is op 'n projek. Waar jy op die projek loop, waar jy op die site loop, en jy besef, ons is eintlik ons is op dreef. Die span loop mooi, volgens die tydlyne wat ons uitgesit het, loop alles baie mooi. En dan as jy die wit bakkies sien, daar een na die ander een parkeer, dan gaan kry jy sommer 'n takeaway koffie vir die ouens. En jy's rustig, jy kry koffie, jy kom site toe, julle die afspraak, die meeting oor wat voor moet lê, wat se produkte, wat alles moet bestel word. Maar dit is 'n interessante beginsel wat die Heilige Gees vir my daar uitgewys het, is as ek verstaan wat my posisie is, dan verander my postuur totaal en al. En ek dink dis iets wat ons vandag ook moet besef, as ons dink aan ons geloof. As ek verstaan wat my posisie is, as ek verstaan die geloof wat God vir my gegee het, die feit dat hy in my glo, as ek daai posisie verstaan, dan verander my postuur vandag al. Dit verander my van 'n passiewe plek af na 'n aktiewe plek toe. Dit verander my van 'n plek wat ek dink ek is alleenlike toeskouer, ek sit daar op die paviljoen, na iemand wat die game speel, iemand wat deelneem aan hierdie koninkryk wat verder gevestig word. En ek dink is belangrik vir ons as gemeente om by daai plek te kom. Dit is belangrik vir ons as groep, dit is belangrik vir ons as gelowiges om by daai plek te kom, dat ons besef dat ons is nie besig met 'n parkrun nie, met 'n funrun nie. Ons is besig met 'n race wat ons hardloop, met die ingesteldheid dat hierdie groot drome wat ons sien,
dat en hierdie klein beginne waarmee ons begin, dat ons dit kan sien, 'n realiteit word. En dit is belangrik vir ons ook, dat ek besef, as ek dink aan my deelname in my groep ook, dat ek 'n spasie skep, wat veilig is vir ander ouens om deel te raak van daai groep. 'n Spasie vir hulle word, waar hulle ingespreek word, waar hulle besef, hierdie is die waarhede van God wat met hulle gedeel word, dat hulle ingetrek word in hierdie geloof waarmee ons besig is, ingetrek word in hierdie reis waarmee ons besig is. En ons het die geleentheid, ons het die kapasiteit om 'n spasie te skep vir mense om regtig by 'n plek te kom waar hulle floreer in hulle rolle, waar hulle floreer in hierdie roeping wat God vir ons uiteengesit het. En dit is baie opwindend. Dit is baie opwindend om te dink, okay, ons het hierdie geloof wat ons saam deel, die geloof wat ons ontvang het van God, die mate van geloof tot waartoe ons in staat is om ons gedagtes daarop in te stel en volgens dit dan te leef. Dit verander my hele verwysingsraamwerk. Dit verander hoe ek dink oor my werksplek. Dit verander hoe ek dink oor hierdie klein beginne waarmee ons besig is. Dit maak my ingestel, dit maak my opgewonde en dit gee vir my geloof om te besef, hierdie klein begin gaan iets baie groot word. En hierdie ding wat so groot gaan word, hierdie klein begin wat so groot word, gaan die hele wêreld affekteer. En ons doen dit saam, en nie in isolasie nie. So ek het aan die einde van die dokument is, in hulle groepnotas, sal julle sien, daar's 'n paar vrae vir julle uitgesit. Maar gesels bietjie saam. Gesels bietjie oor waar jy ook vind waar jou rol is tans. Waaroor dink jy as jy hierdie boodskap hoor? Waartoe gaan jou gedagtes? Waartoe lei die Heilige Gees jou tans? Om iets klein saam te begin met ander gelowiges. Gesels bietjie saam en dan bid ons lekker vir mekaar. Blessings vir jou.